Ek sal hier vra. Alright, wie is dan die egbreker? So in hierdie tweede gedeelte van die 6 lewenswaardes wat Jesus in Matteus 5 vers 21 tot 48 aanroep, gaan hy voort om die uiterlike selfregverdiging van die skrifgeleerdes en die fariseërs aan te bespreek. So jy moet mooi verstaan waar gaan dit. As jy nie God se geregtigheid soek, dan gaan jy selfregverdigheid soek. Met ander woorde selfregverdig. Jy gaan alles in jou vermoë doen om dit wat jy doen wat uit lyn is met God se woord te regverdig. Want jy wil nie die verantwoordelikheid opvat van God se standaard. So, dis wat die fariseërs gedoen het in die geval. So die vorige lering het ons gesien dat God alle mense evalueer na aanleiding van die gesindhede en die motiewe van die hart en nie soseer op grond van uiterlike dade nie. Aangesien die mense dade 'n direkte uitvloeisel is van die bedoeling van die harte. So ons mag dit dalk reg kry om mense met ons uiterlike werke te beïndruk. Maar God ken ons harte. Hy weet presies wat die innerlike motief van ons harte is. Jesus spreek die geestelike leiers van die tyd aan, omdat hulle God se gebod kragteloos gemaak het deur hulle tradisies. Hulle het hulself geregverdig verklaar deur wat hulle in die gees van godsdiens gedoen het en elke ander mens veroordeel wat nie hulle interpretasie en tradisies van die wet kon onderhou nie. Daarom sê Jesus in Matteus 5 vers 20, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Na hierdie vermaning ontbloot Jesus 6 gesindhede of motiewe van ons harte, waarin ons dikwels regverdig. Matteus 5:21 tot 26, dis wat ons laasweek behandel het, vind ons die eerste illustrasie van geregtigheid. Hier sê Jesus dat iemand nie 'n moordenaar is as hy eers die fisiese daad gepleeg het nie, maar dat hy in God se oë skuldig is aan moord wanneer hy vir sy broer kwaad is en nalaat om hom met sy broer te versoen. Matteus 5:21 tot 24. Het iemand om dit vir ons te lees? Kan iemand vir ons lees? Matteus 5:21 tot 24 en dan kan jy ons sommer net oophou en dan gaan ons sommer die tweede gedeelte op lees na daai. Matteus 5:21 tot 24. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die reg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die reg. En elkeen wat vir sy broeder sê raak aan, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jy dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. So dit is wat ons laasweek behandel het. Ek gaan nie nou weer uitbrei op dit nie, want ons het die hele lees gehoor. So dan kan jy vir ons net voortgaan en daai tweede gedeelte lees van Matteus 5 vers 31 tot 32. Dit is die tweede gesindheid waarin die mens homself regverdig. En die vraag wat ons hier moet dan antwoord is, wie is die egbreker? En daai gedeelte wil antwoord dit. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei,
behalwe omrede van moederreg, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Okay. So kom ons kyk bietjie na hierdie onderwerp. Want dit is nou nogal 'n baie relevante een vir vandag. Alright, so in hierdie gedeelte, en ek wil amper sê baie sensitiewe onderwerp. So wanneer ons hierdie onderwerp behandel in elk geval, dan sal dit altyd wees vanuit 'n omgee en nie vanuit 'n veroordeling is. Want ons bly in 'n gebroke wêreld. So dit gaan nie oor nou moet ons reg staan met die klippe nie, want ek meen julle weet wat die fariseërs gedoen het. Maar ons gaan eerder kyk na die gesindheid van die hart en wat is die boodskap wat die Here Jesus vir ons kommunikeer. Okay. So in hierdie gedeelte konsentreer Jesus op 3 dinge. Die daad van egbreek, die begeerte agter die daad, hoe om van hierdie begeerte verlos te word. So die eerste ene is die daad van egbreek. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. So net soos die vorige gesindheid oor moord, is hierdie gesindheid oor egbreek ook een van die 10 gebooie, en in beide gevalle sê Jesus dat ons hierdie gebooie oortree die oomblik wanneer ons dit in ons hart bedink. In Spreuke 16:30 sê God, hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vassny, het die kwaad alreeds gedoen. So hierdie stuk in Spreuke sê vir ons, as jy jou mond toemaak, dat dan nie 'n woord uitkom, en jy die valsheid bedink in jou gedagtewêreld, in jou hart, dan sê dit, jy het die kwaad klaar gedoen. Alright. So hier sien ons, dat ons reeds voor God skuldig is, omdat ons die duiwel toegang gegee het tot ons gedagtes. Net soos moord by 'n gesindheid van woede begin egbreek met 'n gesindheid van welis. Kyk, so dit gaan oor die gesindheid van die hart. En nie wanneer jou gedagtewêreld geprikkel word deur die vyand en jy sê nee, wyk van my af. Onthou, daar's 'n oorlogsveld en jy gaan versoek word, maar jy die keuse of jy gaan oorwin en of jy gaan toelaat. Nou in hierdie geval is elke keer die probleem as jy toelaat of jy maak hy deur oop in jou hart en hy kom in en hy skrob sy nesie daar. Dis wanneer die moeilikheid begin. Alright. Wanneer iemand sonder vergifnis kwaad is vir 'n ander, pleeg hy moord. Wanneer iemand buite sy huwelik wel lus het, pleeg hy egbreek. So dis nogal radikaal en ons gaan nou kyk of ons het dit nou gelees, maar ons gaan nou dit bietjie mooi uit mekaar uithaal. So is maklik om te kyk na die egbreekers wat nou gevang is en wat jy gesien het, ja, daai wat op sy vrou verneem, ja, daai vrou het rondgeloop en daai en maar dis maklik want dis 'n kinderstorie hier en daar en alles, maar hierdie skrif sê as jy getroud is en jy wel is, ander vrou is vir jou baie mooi en jy kyk baie mooi vir haar, of ander man is baie mooi vir jou en jy kyk met 'n begeerte na dit, dan is daar niks verskil tussen daai ene wat nou die nuusberig gehaal het. Selfde ding. Dit gaan weer oor die motief van jou hart. Alright. So reg van die begin van die Bybel af het God nie net die gawe van lewe beskerm nie, maar ook die genadegawe van die huwelik
volgens Exodus 20, 13 en 14 beskou God die gawe van die lewe en die reinheid van die huwelik as onskendbaar. So ons moet verstaan dat dit is baie, baie belangrik vir God. Want hy verwys na ons, die wedergebore kinders van die Here, as sy bruid. En daar gaan 'n huwelik wees, wanneer die bruidegom na die bruid toe gaan kom. En as jy kyk na die gelykenis van die maagde, wil hy 'n rein bruid. So, as jy vat reg in die tuin van Eden, wat God in verhouding gestaan het met die mens, het hy in daai verhouding gebreek deur 'n begeerte. Want ek kan nie onthou of ons het dit al behandel. Waar die moeilikheid begin, toe die duiwel vir Eva gesê, die vrug is so wonderlik en alles wat die vrug gaan doen, of so, toe sy die vrug sien. Toe sy die vrug sien. Toe sy die vrug sien. Kennis. En die skrif sê, dit was 'n lus. So, toe daai ding na pos vat, toe kies hy dit. En dis presies wat hierdie goed doen. Jy daai keuse. En as jy kies dat dit in jou hart pos vat, dan is jy gelukkig daar. Alright. Vers 13 sê, dis nou in Exodus 20, jy mag nie doodslaan nie. Dis die 10 gebooie as jy dit gehoor het. Vers 14, jy mag nie egbreek nie. Beide, woede en welis, is 2 kragtige invloede op die mens se lewe. En elkeen wat sy hartsdeure vir een van hierdie invloede oopmaak, sal vinnig uitvind dat hy deur hierdie krag beheer word en nie meer self in beheer is nie. Kyk, vir iemand wat ons noem het buite homself is, wat gebeur? Dis woede, maar dis uncontrollable. Daai persoon kan nie ophou. Daai persoon in daai toestand kan nie die skakelaar afsit en sê, ek is jammer of sorry. Dis out of control. Want hy is nie in beheer van homself op daai oomblik nie. En dis presies dieselfde met welis. As hy na daai tannie kyk, dan roep sy vir hom deur die skerm, deur alles, en hy kan nie ophou nie. Hy moet daai knoppie druk. Hy kan nie die kruisie druk en sê, gaan verby nie. Nou, pastoor Pieter het gesê, die dametjies, hulle is nie uitgesluit in die dingetjie nie. As daai oomie met sy bicycle verby gaan, dan kyk hulle net die kuite so. Hulle kan nie hulle oë van sy kuite afhaal en sy stywe skiepentjie nie. Dis al probleem. Daai goed moet jou nie affekteer nie. Jy moet nie kyk om weer te kyk nie. En ek sê nie moet toe in die lewe gaan nie. Maar as jy sien, daar is die advertentiebord. Jammer heers, en sê sorry. Ek gaan nie val vir jou. Dis waar dit gaan. Alright. Jy moet nie kyk om te kyk nie, jy moet nie kyk om te kyk. Jy moet kyk om weg te kyk. Ja. Alright. So, wegkyk. En hoekom ons dit sê is, dit is baie kragtige invloede in die mense lewe. Want dit is goed wat beheer oor jou neem. Vir die oomblik as jy dit toelaat. Kan jou venster 'n millimeter oopmaak nie. Dan is daai besigheid op jou. Alright. Elkeen wat sy hartsdeur vir een van hierdie invloede, ons het dit gelees, sal vinnig uitvind dat hy deur hierdie krag beheer word en nie meer self in beheer is nie. Met hierdie gedeelte oor egbreek, spreek Jesus die selfregverdiging van die mens aan, omdat feitlik alle mense op een of ander stadium hieraan skuldig is.
Dit is so algemeen in ons dae, dat welis feitelik 'n deel van ons kultuur geword het. Daagliks gebruik die media seksuele uitlokking om bemarking vir hulle programme en produkte te doen. Pornografie is so aan die orde van die dag, dat jy kan dit kry met die insteeksel van 'n webwerf, die bel van 'n selnommer, en huwelike word as oudtyds beskou en saambly word bevorder. En ek is net daaraan dink en hierdie boekies is seker 13 jaar terug, 15 jaar terug geskryf. En ek meen ons weet, dis nou nog 10 keer erger. Want daai tyd het jy nog uitgepraat van PC's. So jy moet agter 'n lesenaar gaan sit. In vandag se tyd en waar ons vandag leef, elke kind het 'n selfoon. Elke kind het 'n, as hy ietsie soek, dalk onskuldig, dan is daar 3 advertensies tussen. En die advertensies gaan nie oor wiskunde en wetenskap. Dit gaan oor al hierdie ander goeders. Dit gaan oor, kyk na die games en goeders. Hulle is so erg oor oorlog en vrede en alles, maar die games wat die kinders speel, Skop, skiet en slaan. is geweld. Dan hoeveel, ek meen, hoeveel berigte die laaste jaar in Amerika wat daai ou speel daai game. En dan dink hy kan en gaan die mense doodskiet. Want dis al wat in sy kop is. So, dit is nog 10 keer erger vandag as toe dit nie goed geskryf het nie. Ek meen, dit is nie eers my skaam om dit op borde te adverteer nie. As jy ry in Pretoria of Johannesburg, groot borde daar langs die kant, nooi hulle jou op uit. So, Jy hoef ook nie eers my amper deesdae 'n ding te gaan opsoek nie. Ek het eendag het ons op YouTube het ons 'n ding gekyk. En ek wou iets, ek het gedink, ja, ek moet die ding kies. Moet jy weer ons gedruk het. Ja. Dit nie die eerste keer om oopmaak nie, die tweede keer het jy hom druk. En die tweede keer toe ek hom druk, toe staan bloedpornografie op die skerm. Ek bedoel, so dis nie, eers iets wat, ek skrik my dood, skrik, kom help, iemand kom help, maar ek weet ook verder van die technologie nie. Maar soos ek sê, jy hoef amper, die is dan nie meer na die verkeerde dinge te soek nie, dit land sommer op jou skerm of land op jou tafel. ja, so wat baie belangrik is, jy moet meer waak, jy moet jou hart meer bewaak in hierdie tyd, as in enige ander tyd. En jy kan nie toelaat, dat hierdie enforcering van hierdie wêreldse gemop, 'n doel het. As jy sien, identifiseer dit dadelik. Maak die deur toe en stap weg. Klaar. Want sodra jy wonder en kan, as jy weer sien, dan is dit sommer deel van. So, moenie met sulke goed speel. En dit alles beïnvloed die onskendbaarheid van die huwelik. So, in 1 Korintiërs 6:13 word Paulus met dieselfde losbandigheid met die gemeente in Korintiërs gekonfronteer. Die voedsel is vir die maag en die maag vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. So eintlik 'n kwaai skrif hier. Want wat sê hy dan? Die voedsel is vir die maag en die maag vir die voedsel. Maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. So voedsel kan vergaan, maar die maag kan ook gaan. En as jy doodgaan, dan is hy gaan. So hulle het mekaar nodig. Jy kan nie sonder kos bly vir die res van jou lewe nie. Maar jy kan ook nie sonder 'n maag funksioneer.
Ek meen, mense wat nou, jy weet, maagkankers en goeie sê, hoe sukkel hulle? Want ek meen, nou moet daar artificial en kunsmatige goed gemaak word vir die persoon om te leef. Want jy kon nie sommer dit leef nie. So, mense wat dit nie het nie, sukkel. Dit is nie 'n maklike lewe nie. Maar ek meen, die medisyne gevorder dat daai mense kan help. So jy het jou maag nodig. Of dit nou 'n halwe een is of 'n fyn een is of 'n wat jy het hom nodig. Maar as jy die maag het, het jy kos nodig. En as jy kos het, het jy 'n maag nodig. Hulle verstaan. Nou maak hy daai selfe stelle, maar met hoender. Sê, die liggaam is nie vir hoendery. Die liggaam is vir die Here en die Here vir die liggaam. Nou as jy nou net vat die woord oor die koninkryk, hoekom sê hy dit? Want jou liggaam is gemaak om God te verheerlik. En God het nodig om deur jou te regeer. So daarom sê hy, jou liggaam is gemaak vir die Here en die Here vir die liggaam. Gaan oor die heerskappy van God in en deur jou. En ek meen, dit is presies die tyd van Eden. Die Here het met Adam gespreek, het deur hom geregeer op 'n fisiese aard. Adam was die verteenwoordiger. So, nou, met die sondeval, die sonde deur die mensdom kom, as gevolg van dit, wat het gebeur? Nou het die liggaam nie meer die Here binne, maar God het dit kom herstel. En nou die mense die liggaam gebruik vir verkeerde dinge soos hoere. En jy sien dit reg deur daai eerste paar boeke in Genesis. Dit is chaos. So, dit is waarvoor jou liggaam gemaak is. Dit is 'n tempel van God. So met hierdie woorde sê Paulus dat die funksie van die liggaam nie bloot biologies is nie, maar dat ons liggame die plek is waar God wil woon. Seksuele losbandigheid besoedel die liggaam en dit is 'n gruwel voor God. In 1 Korintiërs 6 vers 15 en 19 sê hy: weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. So, jou liggaam moet God verheerlik. En dis hoekom ek sê, dis vir my vreemd, hoe mense die verskriklikste tekens op hulle beskryf, en dan sê hulle verheerlik God. Want hy sê, jou liggaam moet God verheerlik. Dis 'n tempel. En ek het nogal gelag, iemand het nou die dag gesê, gaan jy met jou spreidblikkie op die ver kerk se mure allerhande prentjies maak? Nee, niemand gaan dit doen nie. Ek het nog nie gesien iemand gaan dit doen nie, behalwe van hulle sê. Maar dit is net 'n kerkgebou. Hy sê, jou liggaam is die tempel. Maar nou, hoe wil jy God nou verheerlik? Julle hoor wat ek sê. En ek sê, ek wil nie 'n wet nou hier inbring nie, want daar's baie dispute rondom dit. En mense kan maak wat hulle wil, is hulle besig. Elkeen moet sy eie keuses maak. En sy eie heil uit. Ek sê nie, dit help nie, al verf jy die mooiste versies op, verheerlik daai liggaam, God. Want dis nie die tekeninge boop om wat om verheerlik. Het gaan oor die toestand van die waarheid. Dis wat God verheerlik. Deur jou, wat hy sê, jou liggaam is vir God gemaak. En God is gemaak vir jou liggaam om in jou te woon. So, julle kan met daai nou maak wat julle wil.
So, as die koninkryk van God die plek is waar God regeer en sy koninkryk in ons is, het sy kinders die plek geword waar God woon. En omdat God heilig is, moet ons heilig wees. Verkeerde motiewe, wraakgedagtes, welis, ontheilig ons liggame en bedroef die Heilige Gees. In vers 18 van 1 Korintiërs 6 gee Paulus die oplossing vir seksuele versoekings. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat die mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Hoekom moet ons vlug? In vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So, baie belangrik. En jy moet dit mooi verstaan, want dit is 'n sensitiewe onderwerp. Baie keer het mense slegte foute gemaak. Dalk vorentoe. Dis die eerste gedeelte. So wanneer jy jou lewe aan die Here gewy het, het jy 'n nuwe skepsel geword. Dat jou volkome herstel. So verewig in jou liggaam, soos hy hierso sê. Dan kry jy mense wat dalk na hulle bekeer foute maak. So wat dan gebeur met daai geval is wie wat dan het jy eintlik nou of dalk het jy dit wetend dalk onwetend, ek weet. Maar bely daai goed, kry dit onder die knie, kry dit uitgesorteer. Want veral hierdie punt waar hy sê, want enige ander sonde gebeur buite die liggaam, hoerery sondig jy in jou eie liggaam, in jou eie vlees. Want dit is 'n fisiese probleem. Alright. So hy sê, hoekom moet jy dit nie doen? Hoekom moet jy vlug vir dit? Jy moet hom identifiseer en jy moet aksie neem. Want jy is duur gekoop. Daar's 'n duur prys vir my en jou betaal. Alright. So dis belangrik dat ons reinig. So onthou nou, hierdie is maklik as jy dit nou net uit hierdie stukke lees, want dit klink almal, dis almal die wat dit nou gedoen het. Maar ek meen julle het daai gedeelte in Matteus wat ons nou gelees het, gehoor wat sê ja. So as jy dit mooi lees, gaan dit alles oor jou hart. Want ek meen, jy kon nie eens iemand aangeraak het, maar in jou hart kon jy dieselfde gedoen het as wat nie so staan. Alright. So ons as gelowiges het die eiendom van God geword. Ons mag nie en kan nie soos die wêreld leef en optree nie. Matteus 5:28 sê Jesus, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. En dit is wat daar sal sê hy, wat 'n radikale stelling. En jy mooi verstaan. Dit is maklik om die verse te lees en dan jou uit te sluit en te sê, ja maar, jy weet, kyk nou vir Piet, lekker rondgeloop, of San, of Jan, of wat ook al. Maar hierdie vers sê, as jy in jou hart 'n ander vrou, 'n ander man begeer, het jy klaar egbreek gepleeg. Sonder dat jy die daad gedoen het fisies. So dit bring kringetjie baie net. Want ek meen, as jy nou stree, daar al fyn. Ek het hom gesit, skiet. Nee, dis
reg. Is dit 'n spel? Dis never quite. Ek dog is 'n notification aan haar quick-off. As dit nog was. Dit dat is gewoon een eens kunnen gehad bij Anita, wat ik gewoon kan Ek moet sê, daai was nou nog wel 'n timing, so op hierdie stilte, wat almal nou moet nadink oor hierdie ding toe kalm ek. So ja, die rondloop. Dat is goed, man. Dit is reg. Die rondloop. Gaan iemand kalf. So dat hierdie dag toe daai voordeel gewaarsku het. Moenie rondloop nie, iemand gaan kalf. Ja. So, wat hy sê, moenie na 'n vrou, moenie na 'n mens kyk om daai persoon te begeer. Want die duiwel maak dit baie uitloklik, veral as dalk daar 'n bietjie striweling in 'n verhouding is. Want dan lyk in baie gevalle die skitteres is so mooi. Jy het haar nooit raak gesien. Maar vandag, jyne is so vriendelik. Sy vra wat mankeer jou. Sy bring vir jou koffie. En kyk hoe daai vrou daar by die huis het my koffie gebring vir môre. Net gesê hoe sleg dit is. Ag, jy weet as my vrou maar so 'n sekretaresse is. Dis maar my sekretaresse getrek. Is dit 'n grapjie? Ja. So, hierdie YouTube moet dit nou nie uit verband uitdruk. So ja. Maar julle hoor wat ek sê. Dat julle skielik omdat hierdie dalk nou nie lekker is daar. Jy werklik. Kom die ridder op sy wit perd daar. Met sy Maserati. Wat tog. Ek weet nie hoe werk dit vandag. Gaan moet ik Maar Nee, gaan we de dansvlog uit. Hang af van waar je kan aankomen. Maar die ding is, ewe skielik verander jou oë. En ewe skielik, as jy nie waak nie, kom my begeerte in jou hart. En dan val jy in die loop. Ja, soos jy sê, dat is net daai skreefie wat jy oopmaak. Te dink, ag, ja, nee man, ek doen niks eintlik daarby nie, of dit is nie so erg nie, of wat ek om mense te geneig het om dit te sê. So, bring maar net weer my by daai skrif, wat ek nou voel, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. So wees waaksaam teenoor hierdie goed. Right. Met hierdie woorde openbaar Jesus weer eens ons geestelike bankrotskap. Die Fariseërs het gedink dat hulle in hierdie area van hulle lewe kon roem, maar God het hulle harte geken. Salig is die wat arm van gees is, jy onthou hom. As ons nie ons geestelike bankrotskap voor God gaan erken en daaroor begin ween en belydenis doen nie, sal ons nooit ware geluk beleef nie. Dis geen wonder dat God in Romeine 3 vers 10 en 12 sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Hulle het almal afgewyk saam met hulle ontaard. Daar's niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een. So, as jy God se standaard volg, en ons is nou nog net in die tweede een, dan verstaan dat al het jy die fisiese wet op die letter gehou, verklaar Romeine, daar is niemand regverdig. Al het jy elke wet 100% gedoen, ek praat van die fisiese wet, en jy het nie jou hart oortree, die klaar sondig. En ek met hierdie skrif sê, daar is niemand wat kon regkry. Dis net die Here Jesus wat dit kon doen om vir ons die prys te betaal. Want, so, hieruit sien ons dat ons nooit uit onsself kan roem nie, maar ek dank God dat die Bybel sê, deur Jesus het ons die geregtigheid van God geword. So kom ons vlug vir die kwaad.
Satan spits hom toe op huwelike. Baie belangrik. Huwelike. Baie keer, as jy sien, mense bly vir jare saam. En dit is wonderlik, dan trou hulle. En jy skik so pad van mekaar wil kyk. Want nou is hulle nie huwelik. Dan wil hulle iemand anders hê. So vreemd. Nie gedeerd hier in sonde saam gebly nie. Want Satan wil nie hê jy moet in God se geregtigheid bly nie. Hy wil jou uitlok sodat jy in ongeregtigheid kan bly en self regverdigend wees. Alright. Daar die gesin is die eerste skakel van die gemeenskap en later 'n nasie. As hy dit kan vernietig, het hy die volk vernietig. Satan haat die instelling van die huwelik, omdat God deur die geslagte heen vir homself 'n geslagslyn gekies het, waardeur hy Satan se werke sou vernietig. In Spreuke 5 vers 1 tot 21 waarsku God die man teen welis. Right, so iemand om ons nou kry om ons te lees. Spreuke 5 vers 1 tot 21. So gaan ek net gaan na die twee sinnetjies lees. So God het seksuele omgang binne die huwelik geseën. Alle seks buite die huwelik is 'n oortreding voor God. En let wel op die woordjie alle. Ons sien net van hoe ons het nie dit gedoen nie, of ons het nie dat gedoen. So, bly sommer net weg van dit af altogether. Ek gee vir ons spreek. Nee, dit is daar so. So daar gestaan. Okay, kom maar op. Jongens, laatste kom. Skop vers. Dan weet ons uit af. Dit is maak nie saak, die Moses het nog gehapel, die see gesplit. So is goed op tafel. Spreuke 5, van vers 1 tot 21. Anders moet julle maar beter maak. Hier is 1 vers en 6. Okay, laat baie. My sê, luister na my wysheid. My gehoor tot my insig, dat jou volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Want die lippe van die vreemde vrou drup heningsdrup en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die eind is sy bitter soos wilde al soos 'n swaard aan weerskante skerp. Maar voete daal na die dood toe af. Haar tree streef na die dodekryk toe. Dat sy die pad na die lewe nie sou instaan nie. Wankel haar gange sonder dat sy dit weet. Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Hou jou weg ver van haar af en kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie jou bloei aan ander gee en jou jare aan die wat onbarmhartig is nie, sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moedvolle arbeid in die huis van die uiterlanders kom nie. En jy uiteindelik moet steen as jou liggaam en jou vlees vertreer is. En moet sê, hoe het ek dit gehad en my hart die kastijding versmaak en nie geluister na die stem
van my onderwys en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. Amper was ek heeltemal in die ongeluk, in die verandering en die gemeen. Drink water, jou eie reënbad, en storm uit jou eie put, sal jou fontein buite toe oorstroom, waterstrome op die plein. Hulle moet vir jou al een wees en nie verander saam met jou nie. Mag jou fontein geseën wees en verheug jou op die vrou van jou Heer. Die lieflike wilsbokkie en aanvalling steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaan. Mag jy in jou hart liefde gedurende bedwelm wees. Maar waarom sou jy my seën by 'n vreemde bedwelm raak in die boesem van 'n ontuigende onheil? Want elke mens se weer is voor die oë van die Here, en hy gee al sy gange. Hy weeg al sy gange. Dankie Herman. Ja, dit is nog 'n lang gedeelte met ou woorde. Maar wat vir my baie belangrik is, en ek is bly jy het dit nou gelees. Jy het saam met hom gelees in die dag, dis net. So, baie belangrik. Hy sê my seun luister na my wysheid en hy gee oor tot my insig. So hierdie is 'n pa wat vir sy kind goeie raad. Maar as ek dit reg lees, verwys hy na 'n man en 'n vrou getroud is. Dan vertel hy jou hierson, onthou julle my voorbeeld nou van die sekretaresse. Dan vertel hy jou hierson van hierdie vreemde vrou, die lippe van die vreemde vrou, wat gladder is as olie. So, wat veel mooi goed sê, sy's pragtig, en daar's niks fout met haar. Sy bekoor dalk jou hart, en ek ben nie aan die einde hoor jy praat van die lieflike witsbokkie en aanvallige steenbokkie en alles. So, nou kom hierdie vreemde vrou wat sy mond so druk van al die olietjies, al die goedjies. En dan vertel hy jou waar hy pad heen lei. Sê vir jou dit gaan na die doderyk. Dat wanneer mense val in hierdie triek, dan breek dit eintlik alles op. Kinders word verwoes, verhoudings word verwoes, en meeste van die tyd, daai vrou is nêrens toe die veld. So hierdie is verskriklik gevaarlik, want dit bring verwoesting as jy dit lees. Dan gaan jy dan daai hele stuk wat Herman ons gelees het. Drink water uit jou eie reënbak, strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buitekant toe oorloop waterstrome op die plein. Hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. So, hy verwys hier na die huwelik. Jou huwelik, jou verhouding, man en vrou, toekomstige man en vrou, is vir jou. Is nie om jy te deel nie. Jy deel nie jou man of jou vrou met iemand anders nie. En dan sluit hy dit eintlik af. In hierdie laaste stukkie wat hy sê, mag jou fontein geseënd wees. Met ander woorde, hulle praat van jou fontein en al die goeders wat hulle praat van jou kinders, jou nageslag. Jou lieflike wilsbokkie wat hy van praat, laat haar boesem jou vermaak, jou verheug. So wie wat, jy en jou vrou, laat sy jou nog steeds bekoor, maak nie saak hoe oud jy is. Dit was my altyd so mooi. My oupa en my ouma was vir my 'n verskriklike mooi voorbeeld.
tot op hulle ou dag, het hulle handjies vasgehou. Hy het so by die kerk omgeloop en vir die deur oopgemaak. Jy lag net. Sorry, ek maak nie vir die deur oop. Ek is nou nie so goed op daai aspek. Dan moet jy daar ontwerp. Kan nie hierdie nuwe kar maak so nie eers aan. Weet nie hoe nie te jou kan. Maar sê vir jou, hierdie trek jy nou die klaar opgesluit. Ja, maar weet jy Maar ek moet ook geneem vra, sluit ook nie meer, dat ek kan uitkom. Ja. Nee, hulle was vir my 'n baie mooi voorbeeld altyd. En hy het nog heel toevallig sy toepelnaam die vir ouma was 'n bokkie. Bokkie dit, bokkie dat, bokkie. So ja, tot op jou ou dag. Is daai vrou nog steeds weer die een wat jy getroud. Moenie dat een of ander iemand jou besluit. En dan kom jy op die ou dag alleen. Want dan is daai vrou nou weer toe die fout. En as jy in elk geval nog met haar wil aankarm, dan sê jy net by die uit. Kyk, so baie gedeelte in Spreuke, en hy sê, luister na my wysheid. Luister na my raad. Alright, so dit was punt 1. Punt 1, ons recap om met te die daad van egbreek. So hy het nou gepraat oor die daad van egbreek, die fisiese daad. Dan, punt nommer 2, kyk ons na die begeerte agter die daad. Want Matteus 5:28 sê, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. In die Griekse konteks beteken dit dat elke man wat met opset kyk of aanhoudend kyk om te begeer, om haar te wil hê, reeds in sy hart egbreek gepleeg het. Jesus verwys hier na iemand wat met opset kyk om sy seksuele begeertes te bevredig. So, dit is om na 'n TV-program te kyk wat seksuele klassifisering het. So jy sien dit, jy weet hier is ietsie wat nie kosher is hier nie, hulle waarsku dalk voor die tyd, of jy sien sommer die voorprente, dan dink jy, nee, ek wil kyk, ek wil sien. Dit is so 'n mooi storielyn. Nee, bly weg van hy goed af. 'n klub by te woon waar meisies uitlokkend is. As hulle vir jou adverteer. Of ek weet nie wat klubs is wat die maatjies, die seentjies adverteer. Boelboelbroekies dra. Bly weg van hy plek af. Na 'n straat gaan waar die swemklere skraps is. Of glad nie swemklere het nie. Clifton. Bly weg van Clifton af. Moenie daar toe gaan nie. Ook jy bikini gaan koop en so toe gaan nie. Bly net weg. Gaan 100 te baie toe. Alright. Maar julle verstaan, ons lag nou hieroor, maar dis ernstige goed. Dis ja. Want as mense wat vasgevang tussen dit, en dit domineer hulle lewe, en daai, kom ons noem dit nou maar, 'n skierigheid, maar dis nie 'n skierigheid, dis die duiwel wat vir jou sê, die wat, daar's iets, hier daar's niks. Nou gepraat nou sommer net van dit. Waar pas nudiste nou in by, ek bedoel, Clifton het te veel klere gehad in. nee, maar wat ek nou wil weet is, hierdie mense wat nou 'n nudist wil wees, nee, klassifiseer dit nou hier waar, maar wat ek ook wil sê is, waar klas die Here hulle? Waar? Ek weet nie, my tannie, ek weet nie wat gaan nou mense se kop aan nie. Ek dink, hulle het al nie
gelees in die Bybel van die sondeval. Want Adam hulle het vir klere probeer maak, Toe hulle agterkom. toe hulle agterkom met hulle snaak. So, hulle het definitief nie dit gelees nie, hulle het definitief nie die vers gelees wat ons nou gelees het, van almal het gesondig en dit ontbreek aan die geregtigheid van God. So hulle kan nie kaal in die tuin rondloop, soos Adam en Eva nie. Want hulle het gesondig. So hulle moet vir hulle klimakleertjies rondloop. Dis al wat ek sien nêrens in die Bybel nou allerlei goedjies nie. Nou wat ek wel weet, dat Johan nou Sondag by die kerk gesê, toe die duiwels daai ander perd weet, daai 7 seuns van Skeva weet wat, is hulle wat gebroes, hulle is bietjie geslaan en hulle het kalbas weggehardloop. So dit beteken jy hardloop kalbas weg as die duiwel jou weet gekry. Of loop so rond, as hy dan jou weet gekry het. Dit lyk my so. Ja, want dit is wat ek nou net sit wonder, ek bedoel, Ek dink daai klassifikasie moet nie lees ek nie nou hier noodwendig nie, want hy moenie eens inlees nie, moenie eers ja, want ek het nog nêrens, lees ek nie. ek het nog nêrens ooit wat ek kan van weet, van dit in die woord gelees nie, so dis ook ek nou wonder, want die ding is, dis op die einde van die dag 'n mensgemaakte wat ding wat hulle aanhang, of 'n keuse wat hulle maak. Want ek nie dink, ja, as jy jouself nou so tentoonstel, wat ook, kan jy ons dan ook nie goed Nee, dat jy kan verheerlik die nie. Here sê, moenie jou skaamte ontbloot. So ek weet nou nie wat nou hier uit insluit nie, maar dis verseker nie reg. Ja, ek ken gelukkig nie een nie. Dis wonderlik. Die sinsnede. Ek het maar net sommer so oor die pornografie Ja. en daar goed is, waar pas daai groepie dan nou in? Hulle is seker maar deel van daai groepie dan. Ander doen dit net vir geleentheid, hulle wil dit permanent doen. I don't know. Een is die, Maar bly maar net daar van sulke mense af. is jou die bestel. Nou, moet nie vir met hulle evangelie gaan deel met jou oë oop nie. Skien maar jy nog so vir. Of gaan maar toe. So hulle praat vas dat jy met hulle kan praat. Hulle sê mos, iemand wat op 'n rook is, soos iemand wat vir die eerste keer in die nudiste kan kom, en weet vir die eerste nie wat om sy hande te maak nie. So, Ja, nee, ek weet nie, ek gaan nou nie uitklarings maak oor goed of ek nie weet. Ons gaan verander wees. maar net gewonder of ek dink ook nie dit kan reg wees nie. Nee, dit is nie reg. Daar is 'n manier is reg. Okay. Ja. Die sinsnede wat na 'n vrou kyk om haar te begeer. Aan die ander woorde, jy kyk na haar, jy het een, maar jy wil hierdie ene hê. Dis verkeerd. Ons verwys na 'n persoon wat kyk en aanhou kyk met die doel om te begeer. Om met 'n begeerte na 'n vrou of dan nou 'n man te kyk veroorsaak nie dat hy in sy gedagtes egbreek pleeg nie, maar dat hy reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. In ander woorde, dit is nie die kyk om te begeer wat die sonde in die hart veroorsaak nie, maar die begeerte in die hart wat die begeerte om te kyk op te wek. Okay. So. Julle vra. En dit stem presies ooreen met die sondeval van Eva in die tuin van Eden. Ek het dit nou vir julle daarna verwys, ons lees weer. Genesis 3 vers 4 en 6. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom
wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van die vrugte en eet. So daarso sien jy wat het gebeur en hoekom is hierdie begeerte vir die Here 'n groot probleem, want sy het gesien die boom is 'n lus, 'n begeerte om van te eet. En dit is waaruit hierdie hele wellus besigheid vandaan kom. Ewe skielik het jy hierdoor 'n begeerte om iets te kry wat jy nie mag van. So Satan vestig ongehoorsaamheid en rebellie in haar hart, en vanuit die sonde van die hart kom die begeerte om te kyk, en dit baar die besluit om te eet. Jesus praat nie hier van onverwagte en onvermydelike blootstelling aan seksuele versoekings nie, maar doelbewuste kyk om te begeer. So met ander woorde, as jy nou verby 'n bord ry of wat ook al op en alkere ding, dan beteken dit nie, daar is nou verby, jy gaan nou hel toe, is verby met jou. Nee, dis nie waar dit gaan. Dit gaan oor die begeerte. Want as jy daar die keuse maak, en sê, weet jy wat, sorry, skyn so lang aan dit nie, sit dit af, delete dit, haal dit uit, kry dit weg. Maar as jy sê, ja, okay, ja, moet ek weer terug gaan en daai woord gaan kyk. Ons maak dit nie. Ons wil kyk en waar is die adres, of wat ook. Of kom ons gaan strand, want ek wil swem. Maar daar is geen ander strand behalwe Klifte nie, dan nie. Weet nie waar is hy in die Kaap nie. Ek weet dit is in die Kaap, maar weet nie waar. Kan jy verstaan, of julle verstaan die ding. Want ewe skielik wil daai persoon bitter graag gaan swem. Maar dit gaan nie oor die swem nie. Hy swem toe en sit hier op die strand. Nee, so, die swembad is langs die boonste. As gesetel. Hy kyk maar, hy kyk nie weg nie. So, dit is waar die probleem lê. Satan sal met hierdie versoeking 'n gedagte om te begeer by 'n man probeer opwek. Maar as ons dit weerstaan, het ons oorwinning daaroor gekry. So weerstaan hom. Weerstaan hy aan. Kyk, weerstaan die kyk. Dawid se sonde, en julle ken die was nie dat hy Batseba toevallig gesien bad het nie. Sy sonde was dat hy bly kyk het en die gedagte en die begeerte gekoester het totdat hy haar laat haal het. Daar is 'n spreekwoord wat sê: saai 'n gedagte en oes 'n daad. Saai 'n daad en oes 'n gewoonte. Saai 'n gewoonte en oes 'n karakter. Saai 'n karakter en oes 'n bestemming. En dit is presies waarna Jesus hier verwys. So dit wys vir jou die gedagte van begeerte is dit gaan eers by die gedagte wêreld in, en dan kweek dit, dan wil jy dit hê, dan vat jy dit, dan word jy so. Dan gaan dit al erger en erger en erger, en soos daai Spreukeskrif gesê het, dit lei na die dood. En om daardie rede sê Job in Job 31 vers 1, 7 en 8 die volgende woorde: Ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gegee op 'n jong vrou, as my gang afgewyk het van die weg en my hart agter my oë aangegaan het en aan my hande 'n vlek gekleef het? Laat my dan saai en iemand anders eet, en laat my uitspruitsels ontwortel word.
Job sluit 'n verbond met sy oë om nie van God se pad af te wyk nie. Ons moet egter verstaan dat Jesus se vermaaning hier nie net vir die mans is nie, maar dat dit ook vir vrouens geld. Die derde punt, die verlossing van hierdie begeerte. So Matteus 5, 29 en 30 verklaar. En as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Dis beter dat een van jou ledemate vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. As jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want dit is veel beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Met hierdie woorde gee Jesus die oplossing om die sonde van ons hart ontvlug in die Joodse kultuur. Is die regter oog en die regterhand van 'n mens, is dit as 'n mens se kosbaarste bates beskou. Die regter oog het iemand se beste visie verteenwoordig en die regterhand sy beste vaardigheid. Die punt wat Jesus hier wil maak, is dat ons gewillig moet wees om ons beste op te offer en ons beste en kosbaarste dinge af te staan om vry te wees van alle sonde. Niks is meer waardevol as om God se geregtigheid te besit nie. Maar God se geregtigheid kos 'n prys. Jesus moes op Golgotha sterf sodat ons 'n nuwe kleed van geregtigheid kon ontvang. Jesus gee nie net sy regter oog of sy regterhand nie, maar hy betaal met sy lewe. In 2 Timoteus 2:22 sê Paulus: vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde en vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Maar ons moet verstaan dat om net van slegte gewoontes ontslae te raak, nie op sigself verlossing van die sonde in die hart bring nie. Net die bloed van Jesus kan ons reinig. In 1 Johannes 1 vers 9 staan dat ons sonde moet bely, dan sal God ons vergewe. Jesus sê hierdie woorde sodat ons kan besef dat ons in eie krag nooit die koninkryk van God kan besit nie, maar dat ons van sy Heilige Gees en krag en verlossing afhanklik is. Johannes 15:5 sê: Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen.